Goeiedag en welkom by Tabernaday se aanlyn diens. Ek is Jaco en vanoggend wil ek 'n bemoedigende boodskap met jou deel. Ons deel vanoggend uit 1 Konings hoofstuk 18 vanaf vers 30 tot 39. En waar ons eintlik met hierdie storie inval is waar Israel by hierdie kruising is van 'n groot besluit. Nou, hulle moet besluit tussen God of hulle moet besluit tussen Baal. En dis Elia, die profeet, wat hulle eintlik aanspreek en sê, julle moet nou 'n besluit maak. En in vers 21 sien ons, dan sê hy vir hulle, hy sê, as God die God is, volg hom dan. Of as Baal God is, volg hom dan. En hy eintlik vra vir Israel om eintlik net 'n besluit te maak van wat julle glo en wie julle wil volg. En ons weet dan nou, as ons verder lees, is hy besig om hierdie Baal-profete aan te vat rondom hulle God en wat hulle glo kan gebeur. Nou, ek lees vanaf vers 30 tot 39 en dan gaan ons nou net weer in die skrif inval. So ek lees die volgende. Toe sê Elia vir die hele volk, kom nader na my, en die hele volk het nader gekom na hom. En hy het die altaar van die Here herstel wat afgebreek was. Daarop neem Elia 12 klippe volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord van die Here gekom het, om te sê, Israel sal jou naam wees. En hy bou met klippe 'n altaar in die naam van die Here. Daarna het hy 'n sloot gemaak rondom die altaar, 'n ruimte vir omtrent 2 mate saad. En die hout gerangskik in bil in stukke verdeel en bo op die oud gelê. Toe sê hy, maak 4 kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê, doen dit vir die 2de maal, en hulle het dit vir die 2de maal gedoen. En hy sê, doen dit vir die 3de maal, en hulle het dit vir die 3de maal gedoen, sodat die water rondom die altaar geloop het, en ook die sloot het hy vol water gemaak. En op die tyd het hulle die spysoffering gebring, en het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word, dat U God in Israel is, en ek U knegt, en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U Here is, U God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en stof verteer. Ja, die water het in die sloot was opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. As ek en jy hierdie stuk lees, dan kan ons sien daar is 'n paar dinge wat in hierdie skrif vir my en vir jou kan uitstaan en toepaslik is vir my en vir jou lewe. So die eerste deel is, hier kom Elia, hy roep die Israeliete bymekaar, hy sê maak 'n besluit, maar daar's hierdie deel van hierdie altaar waar hy wil wys dat God God is en hierdie altaar moet eers herstel word. So dis die eerste ding wat Elia doen. As ek die skrif lees, sê dit die volgende. Daarop neem Elia 12 klippe volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord van die Here gekom het, om te sê, Israel sal jou naam wees. En hy bou die klippe in 'n altaar in die naam van die Here, en daarna het hy 'n sloot gemaak rondom die altaar. Hier sien ek en jy dat Elia herstel die altaar. Nou, dit is baie keer so in my en jou lewe. Ons vra God dinge, ons vra God stuur die vuur, ons vra God vir sy teenwoordigheid, ons vra God om by ons te wees, maar dan sit ek en jy heel moontlik met 'n altaar wat nie funksioneer nie, 'n altaar wat eintlik nie toerus dat God kan kom nie. Nou sê ek nie vandag dat God nie sal kom buite ons verwagtinge en dat ons lewe moet perfek wees nie, maar ek dink daar's 'n fundament wat ek en jy moet besef is, wanneer ons hierdie altaar in ons lewens het en hy's herstel en hy's reg, doen God wat hy doen. En so ons lees dan dat die vuur val, maar ons besef nie daar's 'n altaar waarop hierdie vuur moet val nie. En dis eintlik wat ek vir jou wil sê vanmôre ook is, ons moet 'n altaar in ons lewens bou, sodat God kan doen wat net hy kan doen. So, Elia herstel dit, hy bring die Israeliete bymekaar, hy's besig om dit reg te maak, en nou kan ek en jy vra, God, stuur die vuur. Maar dan moet ons besef, is daar dele van my altaar, is daar dele van my lewe wat nie aan God oorgegee is nie.
Is dit my tyd? Is dit my werksplek? Is dit my verhoudings? Is daar dele wat ontbreek of waar God nie toegelaat word nie, waarop ek wil hê hy moet kom, maar wat ek nie eintlik vir hom oorgee nie. En dit bring my by die tweede punt. Elia doen wat God van hom vra en dan doen God wat hy doen. Ons val in by vers 33 wat die volgende sê, en die hout is gerangskik en die bil is in stukke verdeel bo op die hout gelê. En toe sê hy, maak 4 kruike vol water, giet dit uit op die brandofferhout. En hy sê dit, doen 'n tweede maal en 'n derde maal. En so hierso is net 'n bewys dat Elia erken dit aan die einde. Hy sê, Here, laat weet dat ek het hierdie gedoen volgens wat U beveel het. En is eintlik Elia is besig om gehoorsaam te wees. As ek en jy verwag dat God moet opdaag, is daar iets wat ek en jy moet doen. So hoe lyk dit vir my en vir jou in die werklikheid? Ons sien Elia bou die altaar. Ons sien hy rangskik die hout. Ons sien hy het 'n offer voorberei. Hoeveel van my en jou lewens is voorberei vir dit wat God wil doen in ons lewens? Hoeveel is vir hom reggemaak sodat God eintlik kan wees waar ons wil hê hy moet wees en waar hy eintlik wil wees met ons? So ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ons verantwoordelikheid is ons bid, ons vergewe, ons leef in oorgawe, ons lewe gehoorsame lewens, ons dien, ons aanbid. En dis nie net die 2 ure wat ek en jy op 'n Sondag bymekaar kom nie. Dis 'n gedurende deel van my leefstyl wat eintlik ons praat van 'n leefstyl van aanbidding. Nou ek en jy kan nie God manipuleer nie. Ons kan nie manipulasie inbring om God te doen wat hy doen nie. Dit behoort alleenlik aan God. En so, in my derde punt, God antwoord nie vir Elia vir sy eer nie. Hy antwoord nie Elia sodat Elia moet bekend wees as hierdie profeet nie. Hy antwoord nie Elia om te erken dat Elia hierdie belangrike mens is nie. Maar God doen dit vir die eer van sy eie naam. En dit is wat God wil doen vir my en vir jou. So wanneer ek en jy voorbereid is, wanneer ek en jy die altaar herstel in ons lewens, wanneer ek en jy gehoorsaam is in optrede en 'n lewe van aanbidding leef, 'n lewe wat oorgegee is leef, dan in ons gehoorsaamheid kom God en hy daag op en hy doen wat ek en jy nie kan doen nie. En dit is, hy is God. Hy stuur die vuur, hy stuur die vlamme, hy stuur dit wat ek en jy nodig het om eintlik dan hom bekend te maak. En dit is wat ek en jy, ons fokus moet wees, is God moet bekend word. Ons begeer baie keer die vrugte van wat kom met God. En ons begeer baie keer die gawes wat God gebruik. Ons wil altyd die vuur sien, ons wil die talente uitleef, ons wil al hierdie emosionele oomblikke beleef, maar dis leeg wanneer God nie in dit is nie. Dis leeg wanneer ek en jy nie toelaat dat ons besef dat God is wie hy is en net hy doen wat net hy kan doen. En ek en jy moet reg wees vir daardie oomblikke. Dit bring my by my laaste punt. Wanneer God die vuur stuur, bring dit mense na hom toe. In vers 38 en 39 lees ons die volgende. Daarop het die vuur van die Here neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was, opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God. Die Here, hy is God. Die vuur was nie die eindpunt nie. Die vuur is baie keer die wonderwerk wat ons sien, maar ons moet besef dat daar's dele van hierdie wonderwerk wat eintlik gebeur in gehoorsaamheid. Elia was gehoorsaam. Mag ek en jy hierdie uitnodiging vandag ontvang, dat ons in gehoorsaamheid God kan doen wat God van ons vra, dat ons in gehoorsaamheid optree, 'n lewe wat oorgegee is, en dan kom die vuur. Die wonderwerk is wanneer ek en jy in gehoorsaamheid begin optree. Nie wanneer ons die vuur sien nie. Die vuur is die resultaat van 'n lewe in gehoorsaamheid. Die vuur is wanneer ek en jy besef, of wanneer ek en jy tot die einde van ons gekom het, en God doen net wat God doen. So hoe lyk dit vir my? Ek en jy moet besef dat ons is nie
Ons is nie die bron van God se teenwoordigheid nie. Ons is net die draers. So wat ek en jy moet raak sien en besef vandag is dat ons dra nie God se teenwoordigheid om raak gesien te word nie, maar ons dra dit sodat mense Jesus kan beleef. Ons dra dit sodat mense tot Jesus besef kan kom dat Jesus hulle redder is. En ek en jy, by ons huis, by ons werk, in gesprekke en ons keuses, is dit hoe gee ek of hoe wys ek God vir ander mense en beleef hulle God by my. Ek los jou met die laaste 3 stellings. My eerste stelling: ons bou die altaar, maar God stuur die vuur. Ons gee onsself en God gee sy teenwoordigheid. Ons word nie die bron van sy teenwoordigheid nie, maar ons is die draers van sy teenwoordigheid. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons draers is van die teenwoordigheid en dat ons besef deur Elia se lewe om net hierdie deel te sien dat ons moet kyk na ons lewens, ondersoek doen, herstel wat moet herstel word, gehoorsaam wees in dit wat U van ons vra en 'n lewe van oorgawe leef sodat U die vuur nie net in ons nie, nie net deur ons nie, maar om ons kan stuur, Here, sodat U verheerlik word en mense U kan erken en na U toe gaan in Jesus naam. Amen.